Wat het regtig gebeur in die laaste 48 uur voor Jesus se kruisiging? Hierdie is nie net 'n storie nie, dit is die hart van Abba Vader se verlossingsplan. Ja, Matteus 26 sê Jesus vir sy disippels, oor 2 dae is dit Pasga en ek sal oorgelewer word om gekruisig te word. Hy sê dit vooraf, presies sonder twyfel. En terwyl die disippels sukkel met onsekerheid en vrees, bly Jesus standvastig. Hoekom? Want hy weet, hy wandel nie in mense se planne nie, maar in die wil van die Vader. Hy is nie 'n slagoffer nie, hy is die lam van God. Intussen vorm 'n sameswering in Jerusalem. Kajafas en die godsdienstige leiers, hulle vergader en beplan om Jesus dood te maak. Hulle sê nie op die fees nie. En ironies, dit is presies wanneer hy moes sterf. Hulle dink hulle beheer die tyd, maar hulle vervul God se plan. En terwyl hulle saam sweer teen Jesus, stap Jesus rustig na Betanië, net buite Jerusalem, na die huis van Simon die Melaatse, 'n man wat eens onrein, verwerp en uitgesluit was, maar nou genees. Ja, hy maak sy huis se deure oop vir Jesus. En daar, in daardie nederige huis, gebeur iets kragtig. 'n Vrou kom met 'n albasterfles vol kosbare salfolie. Sy breek dit oop en gooi dit uit oor Jesus. Dit is nie net 'n gebaar nie, dit is haar alles, haar volledige oorgawe aan Jesus. Maar onmiddellik kom daar 'n kritiek. Ja, Judas sê, hoekom hierdie vermorsing van hierdie dierolie? Nou dit klink reg, dit klink dalk geestelik, maar Jesus kyk dieper en weet, sy het 'n goeie werk aan hom gedoen. Sy het hom voorberei vir sy begrafnis en gesalf as hoëpriester. Sy verstaan iets wat ander mis. Sy sien wat kom. Sy reageer nie uit logika nie, maar uit liefde. Sy hou niks terug nie. En hier sien ons 'n diep kontras. Aan die een kant Kajafas en die godsdienstige leiers, mense met status, mag en kennis, maar harte vol trots en vrees. Hulle wil Jesus doodmaak om hulle eie posisie te beskerm. Aan die ander kant, Simon, 'n man wat eens gebroke was, maar nou genees is, wat sy huis oopmaak vir Jesus. Dan die vrou, wat alles gee, haar albasterfles breek. En dan sien ons ook vir Judas, die een wat kritiseer. En dis die spanning van Pasga. Pasga gaan nie net oor die historiese gebeurtenis nie, dit vra 'n persoonlike antwoord. Want in hierdie storie sien ons onsself. Is jy soos die vrou? Iemand wat alles gee, sonder om terug te hou? Iemand wat reageer op die stem van die Heilige Gees, selfs wanneer dit nie sin maak nie, of vir ander nie sin maak nie? Of is jy soos Judas, naby aan die waarheid, maar met 'n hart wat nog vasklou in die eie belange, eie planne en eie begeertes? Of dalk soos die godsdienstige leiers, besig met godsdienstige dinge, maar eintlik besig om God se werk te weerstaan. Pasga roep ons terug na die kern, na die lam van God. Jesus het geweet wat kom. Hy het geweet van die kruis, hy het geweet van die pyn, die verwerping, en tog het hy gegaan, vrywilliglik, uit liefde. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons liefhet. En so vra Pasga 'n besluit van my en jou. Wat doen jy met Jesus? Gee hom jou alles? Breek jy jou albasterfles? Hou niks terug nie? Laat jou hart sê, Jesus, koning van my hart, u kry alles van my, ek gee vir u my beste. As jy reg is om alles vir hom te gee, sit in die kommentaar, my alles.